vir hierdie storie kom uit 'n storieboek wat geskryf is deur 'n tannie met die naam Karen Collum. So, om die storie te begin, wil ek vir julle 'n paar vrae vra. En dis vrae oor diere. Weet julle baie oor diere? Ek sien 'n paar glimlagte van julle hou baie van diere, nê? Nee. So kom ons kyk bietjie na hierdie vrae. Hulle gaan daarbo wees, so julle kan kyk. En wat staan daar? Daar staan net visse snorkels nodig om onder die water asem te haal. Maar hoe moet hulle asemhaal? Ja? Vertel vir my van dit. Ja? Ja? Okay. Okay, ja. Aha, julle is daarin baie slim, hoor. So hulle lyk nie so nie. Is julle seker? Okay. So is dit nie wonderlik hoe God die visse gemaak het nie, nê? Julle het vir my gesê daar's suurstof in die water. Julle gebruik daarom 'n groot woorde vir klein mensies, nê? Daar's suurstof in die water wat deur hulle kiewe gaan en dan gaan dit in hulle bloedstroom in en die koolstofdioksied kom uit en dit gaan weer in die water in, nê? Okay. Is julle reg vir nog 'n vraag? Okay. Volgende een. Moet 'n skilpad soek vir 'n huis om in te bly? Hoekom nie? Waar gaan hy bly? Ja, vertel vir my bietjie van daai dop. Wat weet julle van daai dop van 'n skilpad? Okay, kruip weg in sy dop om hom te beskerm, ja? Hy kan daar binne slaap, ja. Soos 'n huis op jou rug. Jo, dink as ons met so 'n huis op ons rug moes rondloop, hè? Weet julle hoe sterk is daai huis? Dit word van dieselfde goed gemaak as waarvan ons naels gemaak is. Dis dan 'n dik naal, nê? Nee. En het julle geweet dis deel van sy skelet, so hy kan hom nie eens afhaal om bietjie te rus nie. Dit bly net daar op sy rug. Ja, jy's heeltemal reg. Dis vas aan hom, ja. Ja, dis reg. Okay. Alright, joh, julle is dan slim. Okay, gaan ons nou die volgende een kyk. Okay. Benodig 'n kameelperd 'n leer om by die boonste blare van die boom uit te kom? Nee, maar wat van die een? Hy vra, hoekom het hy 'n leer maar hy het 'n lang nek? Julle, ons het 'n paar diere-experts hierso, hoor. So, die Here het vir hom daai, ek gaan nou vir jou kans gee, die Here het vir hom daai baie lang nek gegee. En weet julle hoeveel nekwervels het hy? Is dit meer as ons? Weet julle, sê bietjie vir ons. Dieselfde as ons, nê? Nee. Hulle is baie groot. Hulle is baie groot. Maar weet julle wat het hy nog om by die heel boonste blare uit te kom? Lang bene en 'n lang tong. Sodat hy by al daai blaartjies heel bo kan uitkom, nê? Nee. Is dit die lekkerste blaartjies? Okay. En 'n olifant, het hy 'n strooitjie nodig om water uit die rivier uit te drink? Maar daai een drink met 'n strooitjie? Ja, so het julle geweet, daai slurp is 'n kombinasie van sy neus en sy bo-lip. So hy suig die water op met die sterk spiere in daai slurp en daar's duisende spiere in daai slurp. Hoeveel water dink julle kan hy in daai slurp hou?
Dink jy 1 liter? Ja? OK. So 4 liter, jy's naby. Dis 8 liter. Of nee, ek sê nou verkeerd julle, nê. I'm completely underestimated. Dis 80 liter water kan hy, sover ek weet, in daai slurp sit. Maar dis baie sterk en dan spuit hy dit in sy mond in. Nê? Hy spuit homself. Ekskuus Tannie Andreas, dis 8. Julle, my kop is te mekaar. Ek wil dit nie verkeerd sê nie. OK, so hy kan baie water inspuit, maar weet julle wat doen hulle nog met hulle slurpe? Hulle gesels met hulle slurpe, nê? Hulle praat. Ja, hulle kan geluide maak en hulle kan vir mekaar groet en hulle kan vir mekaar 'n drukkie gee met hulle slurp. So dis 'n kommunikasiemetode vir hulle, nê? Nog enetjie. Moet bergbokke op 'n trampolien spring om oor die klippe te kom? Maar dit lyk of dit goed sal werk. Sal hy in die rivier beland? Ek dink ook so. So God het vir hulle sterk spiertjies gegee en kussentjies onder hulle hoewe, sodat hulle nie maklik val as hulle oor die klippe spring nie, nê? Het hulle built-in springs? Dit klink vir my goed. Nou wil ek vir julle vra. Het God julle gemaak met kiewe soos 'n vis? Of sterk spiere soos 'n bergbok? Of 'n lang slurp? Of 'n lang nek? Of 'n dop vir 'n huis? Nee, God het ons soos homself gemaak. Volgens sy beeld, weet julle wat dit beteken? Hy het ons net soos hy gemaak. En hy's lief vir elkeen van ons, presies net soos wat ons is. God het ons almal spesiaal gemaak en hy's lief vir almal van ons, presies soos ons is. OK julle, dis die einde van die storie. Julle kan maar julle offergawe gaan opneem. Daar is. Dankie.